Vandag saam met my is iemand wat baie graag as ongenooide gas by amptelike funksies opdaag. Nie 'n kenner is van die Heimlich-metode nie, maar baie interessante en fancy reistasse besit. Baie welkom, Joshua de Reen. Wow, dankie. Daar is toch al se intro, Alexa. Baie dankie. Ek voel ge-exposed nou. Ek voel ek moet agtergrond gee so waar hierdie gaan. Hoekom dink jy sou ek byvoorbeeld na jou reistasse verwys? Van die heel eerste keer dat ek en Alexa mekaar raakgeloop het ek by is dit Rust en Vrede wynplaas opgedaag. 'n Baie fancy gedoente. Met al my klere so in my hande. En ja, dit het my verander in 'n beter mens en my gesê ek moet 'n tas gaan koop. Nie vir my 'n tas gekoop nie, ek moes myself een koop, maar ek het toe. Hy weeg homself even. Ja, hy's nou baie fancy. Jacques, gatecrash jy graag mense se parties, want ek meen op die oog af lyk jy regtig na 'n baie ordentlike jong man. Ja, sien, ek hou daarvan om genooi te word, nê. En die afgelope 3 jaar is nogals net vir my hartseer, want ek was nooit genooi nie. En toe verlede jaar toe nooi Leon Groep my saam met hom na julle programbekendstelling en toe dog ek wel dis nou my kans. En toe ek die opdrag toe herinner dit julle aan my en nou hierdie jaar is ek weer by Aardklop. Ag, hy het eenvoudig net nie ingeskryf nie. En tydens dieselfde geleentheid het hy die feesbestuurder amper laat vrek omdat as pianis hulle dink wanneer iemand verstik moet hulle, ek weet nie, 'n djembe speel of so iets. Het jy intussen vir noodhulpklasse gegaan? Kan iemand se lewe red? Ek was net bang ek breek jou ribbes, nê. Ek weet nie ek moet krag, waar is jou einde? Ek moet gaan, maar my vrou het gegaan, maar sy was toe nou nie hier nie, want sy was ook nie genooi nie. Sy sê ek kon help, ja. Okay, kom ons op nonsens praat. Jacques 4, Joshua de Reen. Dit is 10 jaar, 'n dekade in die bedryf. Hoe moeilik is dit om 'n orkes, 'n band, kom ons gebruik daai woord, bymekaar te hou, want ek meen bands breek uitmekaar uit. Ja. Het dit al gebeur met jou? Moes jy al lede van Joshua de Reen vervang? Ja, ek dink so die naam Joshua de Reen verwar mense baie keer dat dit 'n band is. Maar met dit gesê, dit was van die begin af my hoop dat dit 'n band is eerder as 'n solo projek. Alhoewel ek baie keer solo optree. Maar van die begin af het ek saam met my vriende en my broer was byvoorbeeld my drummer geweest. So die meeste mense wat in my band was, het ek ten minste 10 jaar of dan my broer 30 jaar opdrent geken. En my broer moes so 5 jaar gelede moes hy my los. Want hy het sy eie drome gevolg. Maar ek moet sê dit was my nogals, ek dink ja, mens kan seker die woord traumaties gebruik, want jy veral jou broer, ek wil jy kan nie imagine jy's op die verhoog staan daai koneksie maar hy moes sy eie droom volg en hy is 'n videograaf en hy moes sy ding gaan doen. So dit was die eerste keer wat iemand my daai gevoel gegee het van ek nou breek ons op, jy weet. Ja. Maar ek dink vir my persoonlik was dit hierdie afgelope paar jare 'n reis om te gaan. Ek kan nie in die verlede leef deeltyd nie. Ek moet half waar jy nou is, moet jy die beste van maak. So my nuwe band wat saam met my speel, is ons amper weer op daai selfde vlak. Kom ons hoop maar hulle hou dit uit met hom. In 'n geval ek het hom laat gaan ek. Die verte in. Ek wou ontsettend graag die persverklaring lees. Toe jy ingeskryf het, soos wat gewone mense doen, hulle skryf in vir 'n fees. Maar die persverklaring was in Engels. So so ek kon dit uiteraard nie lees nie. So jy moet vertel, die verte in. Ja, ek maak vir die internasionale mark. Dis ek grapie. Sorry, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar so die verte in. Is een van die liedjies op my nuwe album wat ek verlede jaar uitgebring het en dit gaan eintlik vir my in essence oor ek dink die verskillende as jy nou 'n kompas kon sien met al die rigtings wat jou lewe in kan wees of dit nou jou gesin is, jou spiritualiteit, jou werk, jy weet wat is die verte wat jy sal ingaan. In watter rigting en ons kan kies, nê, wat ons graag ons energie in wil projekteer. So ek dink vir my hierdie show is 'n paar van my liedjies en stories wat ek graag wil rig om vir mense te sê dit is hoe ek die lewe sien en wat vir my waarna ek graag my energie wil rig, Ja. Daar's interessante elemente. R&B, dis nie iets wat ek met jou noodwendig sou assosieer nie. Wil jy 'n bietjie uitbrei of? Ek dog jy het nie die verklaring gelees nie, Alexa. Ek lieg ontsettend goed. En ek kan Engels lees. Ja, so ek dink die album wat ek verlede jaar uitgebring het is 'n dekade
van alles wat ek al wou doen en dit net na die volgende vlak toe, die vertes ingevat het. So daar is byvoorbeeld elemente van kommersiële liedjies op dit wat ek nooit gedink het ek sou opneem nie en dan is daar weer die hele half organiese kant wat ek 'n bietjie verder heen gevat het en ek dink dit was alles 'n proses om my eintlik uit te bring by hierdie jaar en waar ek die volgende dekade van my musiek sien. So ja, daar's R&B op die album wat ek een van my vriendinne wat saam met my geswat het, Hannah Foster, gevra het om saam met my te sing en sy is eintlik Engels, nee, so dit was 'n uitdaging met haar uitspraak in die studio, maar sy het dit genail en ja, ek is bly dat ek kon sê ek het ten minste al hierdie genres probeer include in hierdie album. En ek dink nog steeds ek gebly aan my liriese inhoud, is dit die regte woord, nee. Ja, dis Lirieke, okay vir my. wow, okay. So ja, ek is opgewonde om daai elemente ook te deel in die show. Ja. Dames en here, Joshua na die reën met sy produksie Die Verte in op pad na Momentum Beleggings Aardklop 24 tot 29 September. Koop jou kaartjies nou by Ticketpro. Take it away, Joshua. Van die gedagte, soos in 'n verhaal, dat jy nou is, onder hierdie boom, en in die verte, daar waar die sterre is, en alles tussenin. Niks is verlore nie, as ek kyk na jou, sonder gerugte, is dit 'n werklikheid. My oom is stil vanaand, en ek staan